Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Matteus 26 vers 47 tot 56 uit die Afrikaanse 2020 vertaling. Jesus was nog besig om te praat, toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knippels, gestuur deur die leierpriesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle teken gegee. Die een wat ek soen, dit is hy. Gryp hom. Hy het dadelik na Jesus gegaan en gesê, "Gegroet, Rabbi," en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, "Vriend, doen waarvoor jy hier is." Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. En skielik het een van die saam met Jesus na sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom, "Bære jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom. Of dink jy nie, ek kan maar net my Vader aanroep en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie? Maar hoe sal die skrifte dan vervul word, wat sê dat dit so moet gebeur?" Op daardie oomblik het Jesus vir die menigte gevra, "Het julle soos teen 'n rower uitgetrek met swaarde en knippels om my gevange te neem? Dag na dag het ek op die tempelterrein gesit en onderrig gegee en julle het my nie gevange geneem nie. Maar dit alles het gebeur sodat die skrifte van die profete vervul sou word." Daarop het al die disippels hom in die steek gelaat en gevlug. Dit is die woord van God. Goeiemôre. Dit is 'n voorreg om vanoggend hier voor te wees en het is lekker om heelwat mense te sien op 'n lang naweek. Ons het op 'n stadium vanoggend gedink, gaan net ek en Natasha wees. Maar het is lekker om te sien, hier is 'n klomp van ons en dit is 'n wonderlike gedeelte waarna ons vanoggend kyk wat Annie nou net vir ons gelees het. Soos wat ek die week na dit gekyk het en 'n klein bietjie langer, is dit wonderlik om te sien hoe God se woord eintlik in die gedeeltes wat ons so vertroud mee is baie keer, soveel vir ons te sê het. En so vir die wat dalk vanoggend nie terug is, ons is besig met 'n reeks getiteld Die Kruispad. En so ons kyk na Matteus 26 tot 28 soos wat ons op pad is na Paasfees toe. En so dis in 'n mate ter voorbereiding van Paasfees. Ek gaan vir ons bid en ek gaan vra dat die Here ons genadig sal wees soos wat ons vanoggend na sy woord saam kyk. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die voorreg om vanoggend hier te kan wees. Ons het so u lof besing vanoggend. Ons het so alreeds oor die waarhede gedink. Ons het reeds gedink oor wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het. En so Vader, ons wil vra dat u Gees ons vanoggend in staat sal stel om Jesus opnuut weer te ontdek. Om nader aan hom te groei, om 'n dieper waardering te hê vir wie hy is en vir wat hy vir ons gedoen het. En Vader, ons wil vra dat u ons in staat sal stel om die kruispad getrou te loop. So te loop dat u na ons kyk en vol vreugde is met ons lewens. Help ons om die kruis te verstaan, help ons om in lig van die kruis te lewe en help ons om werklik sout en lig in hierdie wêreld te wees. Wees asseblief vanoggend ons genadig Vader en praat met elkeen van ons, ontmoet met elkeen van ons wat hier is. En help ons om onsself te sien soos wat u ons sien en soos wat ons deur die kruis gesien kan word. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek is seker meeste van ons, of eintlik almal van ons het al die gesegde gehoor, iets is nie 'n sprint nie, dis 'n marathon. Dis 'n bietjie, dit moet 'n vermengde gesegde wees, ons 'n bietjie Engels en Afrikaans daarin. Maar in 'n geval, die huwelik is nie 'n sprint nie, dis 'n marathon. Enigiemand al dit gehoor? Die getroude lewe is nie iets wat mens vinnig doen nie. Jy doen dit vir 'n lang tydperk lank. Die geestelike lewe, die Christenlewe, is ook nie 'n sprint nie, dis 'n marathon. Wanneer ek het gehoor het ek altyd gedink dit beteken pace yourself. Moenie te vinnig begin nie, want daar's nog 'n lang pad om te gaan. Maar ek dink dis 'n bietjie waar. Dis bietjie van die waarheid wat hierdie gesegde kommunikeer, maar ek dink die gesegde kommunikeer eintlik veel meer waarheid. As 'n ervare marathonatleet vir jou 3 maande voor 'n marathon sê, pace yourself,
dis nie 'n sprint nie, dis 'n maraton, dan bedoel hy nie net, hou jou hartklop rondom 140, moenie bo 150 gaan nie. Hy bedoel nie net dit nie. Hy sê ook vir jou, hou jou hartklop vir baie lang tye by 140. Jy is veronderstel om te groei, jy is veronderstel om gewoon te raak, om teen 'n hoër tempo te lewe, sodat jy kan verbeter. Hy sê vir jou, die atleet sê vir jou, kies môre weer die moeilike pad, en oormôre weer, en die dag daarna weer, sodat jy kan verbeter. Die ervare atleet weet dat die waarheid op die maraton uitkom. Die waarheid van waar jy werklik is, kom uit op in die maraton. Die langpad openbaar altyd die waarheid. Dis een ding om jou hart te hou by 140, maar oor 4 ure vir 42 kilometer leer jy seker goed van jouself. Jy besef hoe goed jou voorbereiding was en waar jy werklik is. Al jou besluite in die oploop tot die maraton kom uit op die langpad. Dit wat jy geëet het, kom uit op die langpad. Ek bedoel nie fisies nie, ek bedoel die kwaliteit van jou voedselinname kom uit op die langpad. As jy nie genoeg proteïene en minerale ingeneem het nie, dan word dit tentoongestel langs die pad. Jy's nie sterk genoeg nie. As jy nie genoeg koolhidrate ingeneem het nie, dan het jy nie genoeg energie om die wedloop te voltooi nie. Die waarheid kom altyd uit langs die langpad. As jy emo is, kom dit uit langs die langpad. As jy bilte vermy het in jou voorbereiding, kom dit uit langs die langpad. As jy nie genoeg geslaap het nie, of jy het te veel keer laat geslaap, kom dit uit langs die langpad. Ek dink die punt is hopelik al duidelik. Die waarheid kom altyd uit langs die langpad, as die langpad net lank en moeilik genoeg is. En so die gesegde, die Christenlewe is 'n maraton, nie 'n sprint nie, beteken nie om eenvoudig stadiger te begin nie. Dit beteken die waarheid oor waar jy werklik is gaan uitkom. Die opregtheid van jou hart se gesondheid gaan wys en so maak seker dat jy dag vir dag regtig gesond is. Die waarheid kom altyd uit langs die langpad en dieselfde is waar vir die kruispad. Die waarheid van waar jou hart is, kom uit op die kruispad. En vandag se teks wat Andy vir ons gelees het, is Matteus besig om sy lesers te leer oor die kruispad. Hy help hulle om die kruis te verstaan. Ons sien 4 karakters in die gedeelte en die waarheid van hulle harte kom uit soos wat ons deur die teks beweeg. In vers 47 tot 50 sien ons vir Judas. Judas wat vir jare lank 'n volgeling van Jesus was en die waarheid van waar sy hart werklik is kom uit. In vers 51 tot 54 sien ons vir Petrus. Petrus was naby aan Jesus. Hy het geweldige voorregte geniet. Hy was saam met Jesus op die berg waar Jesus se glorie geopenbaar is. Hy was een van die eerstes wat besef het en bely het dat Jesus die Christus is. En hy was in die binnekring gewees toe hulle die vorige nag gewaak en gebid het. Maar sy hart kom uit op die kruispad. Die menigte in vers 55 en 56, die menigte se hart kom ook uit. Die menigte is dieselfde groep mense wat in Matteus 21 gesing het, Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Maar hulle harte kom ook uit op die kruispad. Die 4de karakter wat sy hart ons kan sien op die kruispad is Jesus in. Jesus se hart kom uit op die kruispad. Jesus het al 3 keer vir hulle gesê op pad tot waar hulle nou is, dat hy gaan moet sterf en hy gaan op die 3de dag weer opstaan. Hy het geweet waarvoor hy homself inlaat. Hy het presies geweet en hy was baie bang daarvoor. Verlede week het ons gesien dat hy 3 keer gebid het dat hierdie lydensbeker by hom verby moet gaan. Maar God se wil dat ons gered moes word, sou nie geskied het as dit gebeur het nie. En so Jesus moes die kruispad voltooi. En so Jesus se hart is ook geopenbaar. Ons, as die wat inkyk op die storie vanoggend, kry ook vanoggend 'n geleentheid om ons eie harte te ondersoek. Soos wat ons kyk na die kruis, ondersoek ons eie harte en het ons 'n geleentheid om te besef waar ons werklik is. In Matteus 16, ons het dit gesing ook vandag, in Matteus 16 het Jesus vir die disippels gesê, toe Petrus besef het dat hy die Christus is, Matteus 16 vers 24 het Jesus vir hulle gesê, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Jesus sê, sy volgelinge het ook 'n kruispad om te loop.
Vir die van ons wat Jesus wil volg, lê daar 'n pad van selfopoffering en vertroue in God voor. Die kruispad gaan ons nie toelaat om al ons vrye tyd op die rusbank te spandeer nie. As ons die kruispad kies ons die pad met bulte, die pad waar ons lewens verander gaan moet neerlê, en die pad waar ons vir die koninkryk ons harte vir lang tye bo 140 gaan moet hou. Die waarheid van ons toewyding teenoor Jesus sal uitkom op die lang pad. Vandag se teks wys vir ons 3 verkeerde maniere om die kruispad te benader. Ons begin met Judas. Kom ons lees saam van vers 47 af. Vers 47 sê, Jesus was nog besig om te praat, toe Judas, een van die 12, skielik daar opdaag. Saam met hom was daar 'n groot menigte met swaarde en knippels, gestuur deur die leiers, priesters en familiehoofde van die volk. Sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee. Die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het dadelik na Jesus toe gegaan en gesê, "Gegroet, Rabbi," en hom gesoen. Jesus het vir hom gesê, "Vriend, doen waarvoor jy hier is." Toe het hulle nader gekom, Jesus gegryp en hom gevange geneem. Dis 'n skokkende insident. Hoekom moes Judas nou juis 'n soen gebruik om vir Jesus te verloon? Die soen was baie soos in ons tyd 'n kulturele manier om iemand te groet wat 'n nabye vriendskap met jou het. En so wat het in Judas se hart hier aangegaan dat hy op so 'n manier vir Jesus verloon? Dit is interessant, hulle sê dat 'n rabbi word nooit deur sy disippels eerste aangespreek nie. En so die Judas wat hierso vir Jesus groet as rabbi, kommunikeer dat Judas glo dat hy gelyk is aan Jesus. Judas wat hierso sê rabbi en hom dan sê wees gegroet, is Judas wat sê Jesus is op my vlak. En so Judas sê eintlik te wat hy doen. Hy sê Jesus, nou is ek jou gelyke. Ek is moeg daarvoor om jou spesiaal te hanteer. Om die waarheid te sê, ek het jou eintlik nou hier uitgelê. Ek het gewen. Jou tyd, jou dae is getel. En so dit is skokkend wat Judas hier doen. Dit is skokkend wat Judas hier doen en tog nie so vreemd nie. Wat skokkend is dat ons ook die vermoë het om dieselfde te doen. Judas is nie die enigste disipel wat sukkel om te kies tussen selfgelding en Jesus nie. Tydens Jesus se instelling van die nagmaal in Matteus 26 het ons gesien wat Jesus vir sy disippels gesê het. Hy het vir sy disippels gesê dat een van hulle hom sou verloon. Kom ons lees Matteus 26 vers 22 om te sien hoe die disippels dan reageer. Hulle sê hulle was baie ontsteld en een na die ander het hom begin vra. Dis seker nie ek nie, Here. Sien, hulle was nederig genoeg en selfbewus genoeg om te weet dat dit moontlik was vir enige een van hulle om Jesus te verloon. Almal van ons het worstelings binne in ons. Almal van ons moet dag vir dag besluit of ons vir Jesus of vir onsself gaan kies. Gaan ons onsself verloon of gaan ons vir Jesus verloon? In Markus sien ons dat die disippels eintlik net soos Judas 'n baie hoë agting vir geld gehad het. In die insident waar Maria vir Jesus die olie op hom uitgiet, sien ons dat hulle hoogs ontsteld is vir die manier waarop sy so vrygewig haar liefde teenoor Jesus bewys. Kom ons lees dit. Dis 'n redelike lang gedeelte, maar kom ons lees dit om te sien hoe die disippels dieselfde ding as Judas in hulle hart gedra het. Markus 14 vers 3. Terwyl hy in Betanië in die huis van Simon die Melaatse vir ete aangeleen het daar 'n vrou met 'n albasterfles egte baie duur nardesolie gekom. Die albasterfles gebreek en die nardesolie oor sy kop uitgegiet. Sommige het verontwaardig onder mekaar gesê, "Waarom het hierdie verkwisting van die kosbare reukolie plaasgevind? Hierdie olie kon vir meer as 300 denarius verkoop word en dit kon aan die armes gegee word." En hulle het dit teen haar uitgevaar. So al die disippels is ontsteld omdat Maria op so 'n duur manier haar liefde teenoor Jesus betoon het. Dit lyk in Markus asof Maria se absolute vrygewige betoning van liefde teenoor Jesus vir Judas die laaste strooi was. Ons het nou gekyk na Judas 14 en ons sny nou 'n gedeelte uit hoe Jesus reageer, maar direk daarna in vers 10 van Markus 14 sien ons Judas Iskariot, een van die 12, het na die leierpriesters toe gegaan met die doel om hom aan hulle oor te lewer.
Judas is so ontsteld oor hierdie vermorsing van geld op Jesus, dat hy na die Joodse raad toe gaan om geld te kry vir Jesus. Om die waarheid te sê, dit is 'n skokkende gedagte. Die waarheid oor Judas se hart het uitgekom. Hy het gelyk soos 'n disipel. Hy het die regte goed gesê. Vir 'n lang tydperk lank het hy geassosieer met die regte mense. Hy het saam met hulle geloop, hy het saam met hulle gebid, hy het saam met hulle geëet. Maar op die ou einde het die waarheid van sy hart uitgekom. Hy was soort van 'n volgeling van Jesus want hy het fisies agter hom aangestap. Maar toe die oomblik kom en daar vir hom 'n beter opsie was, het hy dit gekies. Hy het Jesus verkoop. Dis soos 'n aandeletransaksie. Hy het in Jesus belê vir 'n tydperk lank terwyl dit vir hom gevoel het asof dit vir hom voordelig was, asof daar groei was vir hom. En die oomblik toe hy sien daar's 'n beter opsie, het hy sy Jesus aandeel verkoop en aandele gekoop in homself en in geld. Op die kruispad het die waarheid uitgekom. Judas was nie 'n dienaar nie, hy was 'n handelaar. Die duiwel dink ook ons dink so transaksioneel oor God. Die duiwel dink ons gee net ons lewens vir God vir dit wat ons in ruil daarvoor kan kry. Hy sê dit wanneer hy met God 'n worsteling het oor Job. Hy sê vir God, Job is net lief vir jou omdat jy so oorvloedig vir hom voorsien. Ek weet jou, as jy die blessing wegvat, sal Job ophou om getrou te wees teenoor jou. Maar die duiwel is verkeerd. God laat toe dat die duiwel hom stroop van alle blessings, alle geskenke van God. Maar Job bly getrou. Job bly lief vir God en hy bly getrou teenoor God want hy weet wie God werklik is. En so die duiwel is verkeerd. Mens kan getrou bly teenoor God omdat God jou geskenk is, omdat God vir jou kosbaar is. En so die vraag is, wat van jou en my? Is jy 'n dienaar of 'n handelaar? Kyk 'n bietjie na jou lewe. Waar belê jy jou energie en jou tyd en jou geld? Wil jy iets van God af hê en ruil daarvoor in die onmiddellike? Raak jy kwaad vir God wanneer jou kruispad opdraande is? Is jy soos Judas saam met die groep van disippels, maar jy is eintlik besig om jou opsies oop te hou en jy is bereid om te skuif? Of is jy soos Maria wat Jesus na waarde skat en haar alles, selfs haar grootste aardse besitting aan hom toewy? Maria het geweet Jesus is alles waardig. Sy het hom geken en sy was lief vir hom vir wie hy was, maak nie saak wat dit haar gekos het nie. Jesus vra nie van ons wat hy nie bereid was om self vir ons te doen nie. Sien, Jesus het niks teruggehou vir ons nie. Hy was vreesbevange vir die kruispad. Ons het dit verlede week gesien, hy het bloed gesweet. Maar hy het sy lewe vir ons prysgegee. Hy het sy lewe en sy onskuld vir ons prysgegee om gehoorsaam te wees aan die Vader en ons te red. Vat dalk 'n oomblik en dink aan die skandelikste ding wat jy al ooit gedoen het. Voel 'n bietjie die gewig daarvan. Dink oor moontlik is dit 'n woedeby wat jy al woorde gesê het wat jy wens jy kon terugvat. Of dalk het jy al jouself 'n keer te buite gegee aan drank en jy het goedes gedoen waaroor jy spyt is. Of dalk het jy al in desperaatheid na geld gegryp en ander mense seer gemaak in die proses en oneerlik gewees. Of dalk was jy ontrou in jou huwelik, of dalk was jy ontrou teenoor God. Dink aan die grootste skande wat jy al wat oor jou hang en wat die gewig daarvan. Nou dink 'n bietjie as almal van ons al ons skandes op 'n hoop sit. En ons sit dit op die kruis. En Jesus vat dit op hom en hy vat dit in so 'n mate op hom dat hy skuldig staan voor God en God straf hom daarvoor. Dis die enigste manier wat 2 Korintiërs 5 vers 21 waar kan word. As Jesus fisies ons sonde op hom vat sodat hy, soos 2 Korintiërs 5 sê, sonde word en sodat ons die geregtigheid van God kan word. Sien, Jesus is nie 'n handelaar nie. Jesus is ons dienaar tot die dood toe, omdat hy ons waardig geag het. Hy het ons gedien tot die dood toe en hy is waardig van ons om hom te dien en om nie verhandel te word nie. En so eerstens, Judas was 'n handelaar, hy was nie 'n dienaar nie.
En op die kruispad het die waarheid van sy lewe uitgekom. Ons kan sien waar sy hart reg was. Tweedens, die waarheid oor Petrus kom uit op die kruispad. Kom ons lees van vers 51 af. En skielik het een van die wat saam met Jesus saam met Jesus na sy swaard gegryp en dit uitgetrek. Hy het die slaaf van die hoëpriester getref en sy oor afgekap. Toe sê Jesus vir hom: "Berg jou swaard op sy plek, want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom." As kind kon ek nooit verstaan wat Petrus hier verkeerd gedoen het nie. Hy beskerm dan vir Jesus. Maar onthou wat Jesus vir hom gesê het in Matteus 16. Matteus 16 vers 15 sê: "Maar julle, wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die seun van die lewende God." Dis 'n wonderlike openbaring wat God aan Petrus gemaak het. Maar dis nie die hele storie nie. Petrus hou van die verlosser koning idee, maar hy hou nie daarvan dat die koning moet sterf nie. Matteus 16 vers 21. Van toe af het Jesus begin om aan sy disippels duidelik te maak dat hy na Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly en deur die familiehoofde, leierpriesters en skrifkenners doodgemaak en op die derde dag weer opgewek moet word. Petrus het hom een kant toe geneem en hom begin teregwys. Maar God het verhoed, Here, dit sal beslis nie gebeur nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê: "Gaan weg agter my, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die dinge van mense." Sien, Petrus het nog steeds nie die les geleer nie. Hy is nog steeds 'n struikelblok. Hy wil nie die swaard neerlê en vir God vertrou nie. Hy verstaan nog nie dat die pad terug na God toe nie met geweld gebaan word nie, maar deur selfopoffering. Jesus sê vir Petrus in vers 52: "Want almal wat die swaard opneem, sal deur die swaard omkom." Wat Jesus bedoel is dat Petrus in sy eie krag, as dat Petrus in sy eie krag wil staatmaak, dan sal hy sterf. Verlossing kom nie deur ons wat ons eie mag gebruik nie, maar deur te vertrou dat God in beheer is, soos wat ons die kruispad stap. Kyk wat sê Jesus vir hom in vers 53. Of dink jy nie ek kan maar net my Vader aanroep en hy sal dadelik meer as 12 legioene engele tot my beskikking stel nie? Maar hoe sal die skrifte dan vervul word wat sê dat dit so moet gebeur? Dit voel vir Petrus asof die koninkryk van God uitmekaar uitval en daarom gaan hy oor tot geweld. Maar in die proses leef hy nie in geloof nie. Hy lewe nie in geloof dat God in beheer is nie. God is in beheer, want die engele is oralste rondom hulle en Jesus sou maklik uit dit kon kom as hy gevra het dat die engele hom daaruit moet verwyder. Maar hy laat God se wil geskied, want dit is wat die skrifte sê wat moet gebeur sodat ons gered kan word. Sien, toe Adam en Eva uit die tuin van Eden uitgesit is, na sonde in die wêreld ingekom het die engele die pad terug na God te bewaar met 'n flaming sword, met 'n swaard. En die enigste pad terug na God toe, in God se teenwoordigheid is nie deur die swaard op te neem nie. Dis deur iemand op wie die swaard moes neerkom. God se koninkryk word nie teweeg gebring deur met 'n swaard te veg nie, maar deur iemand wat die swaard verduur. Jesus het geweet hy moet die swaard van God se oordeel verduur sodat ons na God toe kan kom. Sodat die pad vir ons na God toe oopgemaak kan word. Ons vind die pad na God toe nie deur geweld nie, maar deur geloof. Petrus het dit nie verstaan nie. Petrus het die swaard opgeneem en deur die swaard op te neem het hy eintlik gewys hy verstaan nie die kruis nie. Hy sien homself as een van die goeies. Petrus het gedink, ek is een van die goeies en ek kan oordeel bring oor hierdie sondaars. Hy het nie verstaan dat Jesus vir sy sondes moet sterf nie. Petrus kan op niemand neerkyk nie. Hy is 'n sondaar soos die res. Nie een van ons kan op enige iemand anderste neerkyk. Nie een van ons staan aan die kant van die goeies nie. Nie een van ons kan op ander mense neerkyk nie. Ons is almal afhanklik van Jesus se werk aan die kruis om met God versoen te word. Petrus moes leer om te lewe deur geloof eerder as deur geweld. En so hoe lyk dit vir my en jou om deur geloof te lewe eerder as deur geweld? Wel, dit behels minstens dat ons deurlopend bewus is van die Here se genade, ons afhanklikheid van Jesus se genade om in 'n verhouding met God te kan wees. Hoe meer ons bewus is van
die genade wat ons ontvang, hoe meer is ons in staat om genade teenoor ander uit te leef. Jesus weet, die kruis, of jy weet, die kruis het 'n impak op jou, as jy besef dat jy sondig is, so sondig is dat Jesus vir jou moes sterf, maar ook besef dat dit 'n teken is dat Jesus lief is vir jou. Tim Keller sê dit so: I am so bad that he had to die for me, but I am so loved that he was willing to. As dit jou verstaan van jouself is, dan weet jy die kruis begin om 'n impak op jou te hê. Dan gaan dit weer lees. I am so bad that he had to die for me, but I am so loved that he was willing to. Ons raak nie meer soos Jesus deur die swaard op te neem en harde te probeer nie. Ons raak meer soos Jesus, soos wat ons na die kruis kyk en meer selfopofferend ons lewens neerlê. Ons sal dit slegs kan doen as ons vertrou dat God in beheer is. Soos Jesus word ons geroep om 'n kruispad te stap. Ons kruise wat God ons roep om te dra lyk verskillend, maar ons kan God vertrou met die uitkoms. Jesus het geweet daar's leerskare engele rondom hom wat hom kan help en wat hom gehelp het om getrou te bly. Ek dink baie keer besef ons nie hoe God by ons is en ons help nie. In 2 Konings 6 is die koning van Aram baie vies vir Elisa en hy stuur dan sy weermag om vir Elisa te gaan vang. En Elisa se slaaf word dan die volgende oggend wakker en hy sien net hierdie weermag wat rondom hulle is en hy is angsbevange. En dan sê Elisa vir hom, 2 Korintiërs 6 vers 16, moenie bang wees nie, want hulle wat by ons is meer as die wat by hulle is. Elisa het toe gebid, Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien. Daarop het die Here die dienaar se oë oopgemaak en hy sien toe, so waar, die berg rondom Elisa is vol perde en strydwaans en vuur. En so, ons is baie keer, ons het gesing vanoggend, ons het gesing, mag ons oë oopmaak, mag die Here ons oë oopmaak om sy hand in ons lewens raak te sien. En partykeer gebeur dit so dat wanneer ons in gevaar voel, bid ons en ons kan dadelik sien hoe God tot ons redding snel of hoe hy ons help. Partykeer gebeur dit so. Elisa en sy dienaar is die oorwinning gegee in daai insident. Hulle het God vertrou en tot hom uitgeroep en hy het hulle gehelp. Soms gebeur dit nie so onmiddellik nie of dit lyk nie so nie. Ons moet 'n entjie langer op die kruispad bly voordat ons kan sien waarmee God besig is. 'n Aantal jare voor die Elisa insident was Josef op presies dieselfde plek by Dothan. Hy was ook in gevaar want sy broers het hom in 'n put gegooi. En hy het waarskynlik gevoel God het my verlaat. Waar is God? Hoekom is hy nie by my nie? Maar Josef het nie opgegee nie. Josef het nie na geweld toe oorgegaan nie. Hy moes langer wag om te sien hoe God hom sou gebruik om Israel te red en die res van die wêreld te red. En so Josef moes op God vertrou op sy kruispad en nie tot geweld oorgaan nie. Dit is normaal vir ons om onseker te wees en soms angstig te raak in die tye wat ons opdraande pad loop. Soms duur ons kruispad heelwat langer en die uitdagings op die kruispad baie langer as wat ons verwag. Ons verwag nie die Christenlewe moet so moeilik wees nie. Ons verwag nie ons hartklop moet op 140 bly vir so lank tyd nie. Maar as ons Jesus volg en ons vertrou dat God in beheer is, kan ons getrou bly. Ons kan vertrou dat daar engele rondom ons is wat ons staande hou en so God kan sy doel in ons en sy doel met ons bereik. Uit die gedeelte van Petrus sien ons die kruispad vereis geloof, nie geweld nie. Die derde en laaste gedeelte is Jesus en die menigte. Die menigte is gewone Israeliete. 'n Paar dae vroeër, soos wat ons nou gesien het hulle vir Jesus 'n koninklike verwelkoming gegee. Jesus het op sy donkie vir die laaste keer in Jerusalem ingekom en hulle het hulle klere voor hom neergelê sodat die donkie op hulle klere kon loop en hulle het gesing, red ons o God se koning, Hosanna in die hoogste. Daar's niks fout met die menigste se teologie nie. Hulle verstaan wie Jesus is. Die fout is met hulle karakter. Hulle kennis van wie Jesus is het nie gelei tot geloof
wat hulle dapper gemaak het nie. Hulle het in vrees vir mense gelewe. En Jesus is weer eens heeltemal anderster. Jesus weet sy optrede gaan lei tot sy dood. Maar hy is nie bang nie. Of ten minste, hy is dapper terwyl hy bang is en hy vertrou dat God in beheer is. Hy sê vir hulle in vers 55, julle ken my. Julle het al baie by my geleer en nou skielik hanteer julle my soos 'n rower. Julle kom in die donker met wapens, julle lafharte. En dan sê Jesus weer, soos in vers 54, sê hy weer in 56, dit gebeur sodat dit wat die profete gesê het, dit wat in die skrifte staan waar kan word. So Jesus is nog steeds 100% bewus daarvan dat God in beheer is, al voel dit vir hom asof alles uit beheer uit is. God is met hom elke treukie van die pad. En daarom is Jesus totaal rustig. Die vraag vir ons hier is, soos wat ons Jesus volg op die kruispad, vertrou ons dat God in beheer is in ons lewens. En daarom is ons dapper genoeg om teen die stroom van die kultuur en die magte buite ons te swem. Is ons bereid om getrou te bly aan God se woord en teen die stroom te swem? Baie wysheid is hier nodig, want ons kan nie net soos Petrus all guns blazing gaan en teen die regering ons swaard uitblik nie. Ons het nodig om te weet hoe om getrou te bly teenoor dit waartoe God ons roep, en dapper te wees om teen die kultuur te swem op die regte goedes, op die regte punte. En dit is nooit maklik nie. Hierdie menigte is deur die kerkleiers van die dag opgesweep om Jesus gevangene te neem. Die arme ou wie se oor Petrus afgekap het, hy was die hoëpriester se diensknegt. So kom ons dink vir 'n oomblik waardeur het hy gegaan. Hy is deur sy baas en sy kerkleier gesê, gaan vang vir Jesus. Wat moet mens doen? Jou kerkleier en jou baas sê vir jou gaan vang vir Jesus. Sien, jou geloof moet baie sterk wees om dan te sê, nee, dis nie die regte ding om te doen nie. Sien, wanneer ons kultuur teenstrydig is met Jesus se wil wat in sy woord vir ons daar staan, het ons nodig om God te vertrou en ons lewens neer te lê en die regte ding te doen. Die regte pad sal selde voor die hand liggend wees, maar ons kan rustig wees dat God met ons is, soos wat ons kruispad stap. Ek sluit vir ons af. Die Christenlewe is nie 'n sprint nie, dit is 'n maraton. Die waarheid van waar jy hart werklik is, sal uitkom. Judas was 'n handelaar, nie 'n dienaar nie. Die waarheid het uitgekom, hy het meer waarde aan geld geheg as aan God. Petrus het homself tot geweld gewend, eerder as om 'n geloof op God te wag. Sy gebrekkige geloof was 'n struikelblok vir die koninkryk van God waarvoor hy wou veg. Die menigte was bang vir mense, te bang vir mense om die regte ding te doen. Maar hulle het maar net saam met die stroom gegaan, of die stroom nou goed was en Jesus geprys het op pad in Jerusalem in, en of die stroom nou sleg was om Jesus te gaan vang. En so wat van jou en my? Is jy 'n dienaar of is jy 'n handelaar? Maak jy staat op geloof of geweld om jou rol in die koninkryk te speel? En maak jou geloof jou dapper om te staan teen die stroom van die samelewing. As ons uitzoom van die storie en ons kyk 'n bietjie na die lewe van Petrus en Judas, dan sien ons beide van hulle het in ons teks vandag geval. Hulle het geestelik geval. Maar die een het die rots geword waarop Jesus sy kerk gebou het, en die ander een het homself so verwyd dat hy op die ou en selfmoord gepleeg het. En so wanneer ons geestelik val, het ons twee opsies. Ons kan onsself eindeloos verwyd, soos wat Judas gedoen het. Of ons kan soos Petrus die kruis begin verstaan en lewe. Ons kan na Jesus toe kom vir vergifnis. Sien, Jesus bou sy kerk nie op foutlose mense nie, maar op mense wat hulle sonde kan bely en vergifnis kan ontvang. Jesus bou sy kerk op mense wat genade verstaan. Om die maraton van die kruispad te voltooi, moet ons ingeoefen wees om na Jesus toe te kom vir genade. Dis soos wat ons die kruis verstaan, wat ons die pad wat vir ons voorlê tot volëinding kan loop. Kom ons bid saam.
Vader, ons dankie vir die kruis. Ons dankie vir dit wat ons vanoggend hier kon sien, soos wat ons gekyk het na die lewe van Judas, die lewe van Petrus en die lewe van die menigte. Vader, mag ons nie soos die disippels wees wat weghardloop nie. Mag ons mense wees wat die kruis sien en ons hoop daar plaas. Dankie vir Jesus. Dankie dat Jesus nie net vir ons 'n voorbeeld is nie, maar dankie dat hy ons sondes, al ons skandes op homself geneem het, sodat ons nou met vrymoedigheid na U toe kan kom. Maar dankie ook, Vader, dat soos wat ons daagliks faal, dat ons weer kan kom en kan onthou, ons is vry, U is lief vir ons, ons kan weer probeer. Ons kan weer probeer om getrou te wees. Ons kan weer sê, ons is jammer, ons het geld bo U gekies, of ons het onsself bo U gekies. Dankie dat U nie onkant gevang is daardeur nie. Dankie dat Jesus reeds die prys daarvoor betaal het. Maak ons vry, Vader, maak ons vry van die skuld wat ons terughou om getrou te wees en die kruispad te loop. Vader, help ons om nie die moeilike dinge van die Christenlewe te vermy nie. Help ons om die gesprekke te hê wat ons moet hê. Help ons om op te staan wanneer ons moet opstaan. Help ons om stil te bly wanneer ons moet stil bly. En Vader, gee ons die wysheid om te weet wanneer om toe te tree. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.